Welkom by Vanaand se Bidtuur. Dit is 'n geestelike oordeenking in die middel van 'n mens se besige werksweek. Kom ons skakel af van ons week se werk en wees ontvanklik vir wat die Here vanaand vir ons wil sê. Dankie ook vir die voorreg dat ek deel van julle kan wees saam met julle rondom die woord van die Here te verkeer. Kom ons buig net ons hoofde. Baie dankie, liefdevolle Vader, dat ons in die middel van die week as 'n groep gelowiges by mekaar kan kom op Zoom en van u woord te kan hoor. Dankie dat u met elkeen van ons vanaand sal spreek in Jesus naam. Amen. Ons skriftuurgedeelte wat ek wil oor praat is Johannes die 4de hoofstuk van vers 14. Net vers 14. Dit gaan oor die Samaritaanse vrou wat in gesprek met Jesus was. En in vers 14 van Johannes 4 sê dit: "Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe." Jy weet, in my geloofsreis met Jesus is daar 'n lied in ons liedereboek wat my hart diep tref en dat ek baie keer daaroor nadink. Die lied se naam is Heilige Bron van elke seën. En dit is uit die Advent Lofliedere lied nommer 197. Kom ons kyk na 'n gedeelte van hierdie geesvervulde lied. Dit sê: Heilige Bron van elke seën, help my u genade besin. Liefdestrome sonder einde, laat ons hulde tot u bring. Ver van God het ons swerwe, gans verduister van die gemoed, tot u liefde my gevind het en versoen het deur u bloed. En terwyl ek hierdie lied se woorde gelees het, het jy dalk gewonder of jy die oorspronklike Engelse weergawe of melodie van hierdie lied ken of nie. Wanneer ons na die Engelse Advent Hymn boek kyk, dan sal ons sien dat die lied heel waarskynlik in Engels meer bekend is as in Afrikaans. Eintlik wil ek waag om te sê dat jy alreeds die melodie na geluister het en dat dit bekend klink. Ons sing dit so min eintlik in baie van ons gemeentes. Die lied in Engels sê: "Come, thou fountain of every blessing, tune my heart and sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, calls for song of loudest praise. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, interposed his precious blood." Ek wil hê dat ons graag na 'n klein gedeelte van die lied sal luister, sodat ons presies weet oor watter lied ek en jy vanaand gaan gesels. O thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me ever to adore thee, may I still thy goodness prove, while the hope of endless glory fills my heart with joy and love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I've come. Die woorde van hierdie lied kom eintlik uit 1 Samuel 7 vers 12. Dit is die vers waar die skrywer van die lied so begeester het. En dit is waar die profeet Samuel 'n klip oprig en sê: "Tot hiertoe het die Here ons gehelp. Tot hiertoe het die Here ons gehelp." Die klip se naam is Ebenezer en wat beteken klip van hulp.
Robert Robertson, die skrywer van hierdie lied, is in 1735 in Norfolk, Engeland gebore. Toe sy pa sterf, toe hy nog baie jonk was, wou sy ma hê dat hy 'n priester in die kerk van Engeland moet word. Sy ma het hom toe na Londen gestuur om 'n ambag te gaan leer. Toe hy slegs 14 jaar oud was, het hy 'n haarkapper, 'n barbier geword. Terwyl hy in Londen was, het hy met verkeerde geselskapgroepe in aanraking gekom wat en hulle slegte lewenswyse aangeleer. Daar's 'n verhaal oor hom en sy vriende wat 'n fortuinverteller getuister het wat beweer het dat sy die toekoms kan voorspel. Sy het een aand na Robinson gekyk en gesê: "Jy sal lank genoeg lewe om jou kinders en kleinkinders te sien." Hierdie woorde het hom diep laat nadink oor sy lewe. Hy het gewonder of die tyd dalk nie aangebreek het om te kan verander nie. Kort na hierdie voorval het hy en sy vriende besluit om 'n metodiste byeenkoms te gaan ontwrig en spot te dryf met die Christene. Dit was egter George Whitefield wat daardie dag gepreek het, die welbekende evangelis in die 18de eeu. Hy het oor Matteus 3 vers 17 gepreek, spesifiek wat gaan rondom die toorn van die Here. Kom ons lees die teks wat hy gebruik het, Matteus die 3de hoofstuk vers 7. Toe hy dus nou Jesus merk dat baie van die Fariseërs en die Sadduseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle: "Julle slange, het julle wys gemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug." Die boodskap het 'n groot impak op Robinson se gemoed gemaak. Hy het sy lewe verander en tot bekering gekom. Die boodskap wat hom so diep geraak het, het hom laat nadink oor sy lewe en hoe hy sy lewe uitleef. Byna 3 jaar nadat hy na George Whitefield se preek geluister het wat 'n diep impak op sy gemoed gemaak het, het die 20-jarige Robinson vrede met God gemaak en volkomme vergifnis deur die kosbare bloed van Jesus gevind. Hy het by die Methodiste kerk aangesluit en het geroepe gevoel om te preek en van die liefde van God aan ander mense mee te deel. Hy is deur John Wesley selfs aangestel in die Calvinistiese Methodist Chapel in Norfolk, Engeland. Dit was daar waar hy ter voorbereiding van sy preek vir Pinkster Sondag in 1858 die derde herdenking van sy bekering herdenk het met die woorde van hierdie lied: "Come thou fount of every blessing." Hy het daai lied toe geskrywe. Robinson het later die Methodiste kerk verlaat en in 'n Baptiste predikant geword. Hy was 'n baie goeie en kundige teoloog en het 'n pastorale hart vir sy kudde gehad. Die lied van Robinson, "Come thou fount of every blessing", kry vir my 'n nuwe betekenis wanneer mens teruggaan na ons skriftuurgedeelte. Johannes 4 vers 14. Die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Jesus vergelyk ons verhouding met hom met 'n fontein wat oorvloedig vloei. As ons met die Heilige Gees gevul is, sal sy liefde deur ons na ander vloei. Dis geliefdes, as ons 'n gesonde verhouding met Christus het, beteken dit dat ons sy seëninge ook met ander moet deel. As iets jou verhouding met Jesus belemmer, sal jy die seëninge nie kan deel met ander nie. Dis bly naby aan Jesus sodat sy lewende water deur jou kan vloei. Ja, Robert Robinson het die lied "Come Thou Fount" geskryf.
wat nog steeds in hierdie 21ste eeu waarin ons lewe gesing word. Die tragiese nuus egter oor Robinson was dat hy egter afvallig geraak het en sy geloof verloor het. Dis 'n waarskuwing vir ons om ons verhouding met God daagliks lewend te hou. Daar's 'n verhaal van Robinson in 'n reiskoets waar die vrou oorkant hom 'n gesangboek gesit en lees het. Hulle het 'n gesprek begin en sy begin praat oor hoe Come Thou Fount haar lewe daadwerklik beïnvloed het. Robinson het probeer om die gesprek te verander, maar sy het volgehou en uiteindelik het hy uit desperaatheid uitgeroep: "Mevrou, ek is die ongelukkige man wat daardie lied geskryf het en ek sou 1000 wêrelde wil verruil as ek net kan terugkeer na die vreugde wat ek destyds gevind het toe ek dit geskryf het." Robinson is in 1790 oorlede, maar sy lied het bly voortleef. Hy is oorlede as 'n onnigterende mens wat terug op die Here gekeer het. Weet, die kerkgeskiedenis vertel ons van mense wat eens aan God toegewy was, maar later afvallig geraak het. Robert Robinson, wat die bekende lied Come Thou Fount of Every Blessing geskryf het, het sy geloof verloor en in 'n geestelike stryd gegaan. 100 jaar na Robinson was daar 'n ander welbekende teoloog, Dudley M. Kenwright, 'n gerespekteerde adventiste predikant, 'n felle kritikus teenoor ons kerk het hy geword. Dudley M. Kenwright was 'n belangrike figuur in die vroeë Adventiste kerk. Hy het in 1859 die Adventistiese geloof aanvaar na 'n preek deur James White en hy is in 1865 is hy as predikant georden. Hy het gou een van die invloedrykste predikers in ons kerk geword. In 1873 het Kenwright en sy vrou Lucretia 'n tyd in Colorado saam met James en Ellen White gewoon. En soos julle weet, as 'n mens saamwoon, is daar spanning en daar het wel spanning tussen hulle ontstaan. Ellen White het een oggend 'n visioen oor Kenwright gehad en sy het probeer raad vir hulle gee. Sy het hulle tekortkominge aangespreek, maar hulle ook aangemoedig om nie soos die Fariseërs te wees om voortdurend mense te kritiseer nie. Nieteenstaande Ellen White se pogings het Kenwright begin twyfel oor sekere adventistiese leerstellings en oor die profetiese rol wat Ellen White gespeel het. Kenwright het verskeie kere die bediening verlaat en dan weer teruggekom na die kerk. In 1887 het hy finaal die Adventiste kerk verlaat en 'n uiters uitgesproke kritikus geword teen die kerk. Hy het boeke geskryf wat ander kerke vandag as bron gebruik om Adventisme aan te val. Ons kyk maar na die NG, die gereformeerde en hervormde kerke se katekisasieboeke en wanneer hulle oor Adventiste praat, haal hulle vir Kenwright aan. Kenwright het egter by Ellen White se begrafnis in 1915 opgemerk: "Sy het as 'n edel vrou gesterf." Hierdie woorde was 'n kontras met sy vroeër kritiek en dui daarop dat sy verhouding met Ellen White kompleks en gemengde gevoelens gehad het tot die einde toe. Vriende, dit bring my nou by die vraag: kan 'n kind van die Here wat die Here so nauwgezet volg afvallig raak? Die Bybel waarsku ons dat selfs diegene wat vas in die geloof staan, moet waaksaam wees. In 1 Korintiërs 10 vers 12 lees ons: "Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie."
Dit beteken dat selfs die sterkste gelowige kan wegval as hulle nie hulle geestelike pad sorgvuldig bewandel nie. Hoewel ons deur die genade van Jesus Christus verseker kan weet dat ons op hierdie huidige oomblik gered is, weet ons nie wat in die toekoms kan gebeur nie. En daarom waarsku Jesus ons in Matteus 24 vers 13 wat sê: "Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word." Die sleutel is om nie op onsself te vertrou nie, maar elke dag om elke dag op hom te vertrou. O Heilige Gees, help ons dat ons nooit die bron van ons geloof en hoop, Jesus Christus, sal verlaat. Kom ons buig ons hoofde. Here Jesus, baie dankie dat ons na twee manne gekyk het, Gods kinders, wat langs die pad afvallig geraak het en wat hulle op U gekeer het. Here, maar dankie dat U vir ons die geloofsekerheid gee dat ons op hierdie oomblik, as ons daaraan dink, kan sê deur die genade van Jesus Christus is ek gered. Maar dat ons nie op ons laure rus nie, maar dat ons elke dag ons lewens aan U gee, 'n pad bewandel saam met U, U hand sal neem. Want hy sê baie duidelik, maar die wat volhard tot die einde toe, daai persoon sal gered wees. Here, help ons om te volhard in die dae wat ons in lewe is ons besig, is daar goddelose goed, is daar ook mense wat na in U lewe. Help ons, Here, om in U te volhard en sodat ons nie weer dieselfde paadjie sal stap as Robinson en Kenwright nie. Dankie, Here, dat U ons sal beskerm teen afvalligheid in Jesus naam. Amen.